Amen. 2 Samuel 1, so vanaf vers 1, die tema, die koning se kroon. Nou, so as 'n inleiding wil ek hê jy moet weet, dat die Bybel 49 keer praat oor 'n kroon. En ek het al geleer dat as die Bybel so 'n klomp kere praat oor iets, dan is dit belangrik. En daarom wil ek vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor die koning se kroon. Is ek aan? Is ek reg? Ek dink jy sal saam met my stem vanmôre dat 'n koning sonder 'n kroon is eintlik niks. 'n Koning sonder 'n kroon is niks. Jy kan nie rondloop en verklaar dat jy is die koning van Hartbeesfontein of die koning van Noordwes, maar daar's nie 'n kroon op jou kop om dit wat jy sê te bevestig nie, want saam met elke koning kom daar 'n kroon. Nou, ek het so 'n bietjie gaan rondblaai oor 'n kroon. 'n Kroon in die Bybelse tyd was 'n teken gewees dat jy apart is van die res. Nou ek dink jy kan saam met my stem, dat wanneer die koninklike en die royals deur die strate beweeg, dan word daar hierdie barriers opgesit, want hulle is to be set apart. Hulle is anderste as die ander. Hulle het blou bloed in hulle are. Dit praat daarvan dat hulle toegewyd is aan iets, dedicated is, en dit is die sieraad van die koning om 'n kroon op sy kop te sit. Wanneer jy 'n vreemde koninkryk binnekom en jy wil graag weet wie's die koning, dan soek jy die een met die kroon wat op sy kop is. Dit praat daarvan dat daar oorwinning is. Die kroon spreek van roem. Dit spreek van mag. Dit spreek van majesteit en gesag. Dit spreek van een ding. Dit preek daarvan dat daar oorwinning is oor die een wat die kroon dra, want niks kan naby die koning kom nie. Hy het leiwagte en hy het mense wat hom beskerm. Daar is gesag en daar's wette wat die koning gesag gee, wat hom eintlik so bietjie meer gee as wat ander mense het. En die teken dat die koning gesag het, hoor gou mooi, is die kroon wat op sy kop is. En vanmôre wil ek so bietjie met jou praat oor die koning se kroon. Nou, op 8 September 2022 het koningin Elisabeth het sy gesterwe. En presies toe sy sterf, daar dieselfde oomblik het Prins Charles die koning geword van Engeland. Ons weet dit almal. Maar dit was my baie interessant en jy kan dit ook gaan lees, dit staan oralste, dat niemand het hom vir die volgende paar maande tot en met 6 Mei 2023 het niemand in die land hom erken as die koning nie. Hulle het nog steeds gepraat van Queen Elizabeth en van die prins van Wales. Maar daarop op 6 Mei 2023 was daar 'n groot kronigingsberade gewees en die koningin se kroon was op die prins se kop gesit. En die oomblik toe die kroon op die prins se kop kom, toe is hy nie meer die prins van Wales nie, hy is die koning van Engeland. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat ek en jy is nie net 'n prins nie, ek en jy is die koning, maar daar sit te veel prinse rond in die wêreld, en die kroon het nog nie op die prins se kop gekom nie, want die oomblik wanneer die kroon op die prins se kop kom, dan kry jy oorwinning, dan kry jy die mag wat jy doorkom, jy kry dit wat jy nodig het, maar die kroon is in die kas, hy's in die kluis weggesteek, en ek praat vanmôre met jou oor die kroon van die koning. Dis tyd dat die kinders van die Here die krone terugvat en die krone op ons kop begin neersit. Dankie vir 'n prins. Dankie dat ek 'n prins kan wees, maar hoor gou, Prins Charles het 70 jaar gewag om die kroon op sy kop te sit. Ek weet nie van jou nie, ek wil nie 70 jaar wag vir die oorwinning nie, Marona. Ek wil alreeds vanmôre in hierdie week wil ek die kroon op my kop sit, sodat ek die oorwinning kan begin smaak. Daar's te veel prinse in die kerk. Daar's te veel prinsesse in die kerk. O, Here, ek wil 'n koning wees. Is dit moontlik? Ek weet nie, jy sal moet hoor. Sjoe, jy moenie vanmôre mis wat ek vir jou sê nie. Dat maak nie saak hoe belangrik jy is en hoe groot die prinskap is nie. 'n Prins bly 'n prins.
Maar is die oomblik wanneer die kroon op sy kop sit, wat sy omstandigheid verander, wanneer sy roem verander, wanneer sy gesag begin verander, en wanneer hy 'n seggenskap in die koninkryk het. Nou, jy vra dalk, waarmee is pastoor besig? Want 2 Samuel 1 gaan oor so 'n mooi verhaal. Nou kom ek gaan jou eers bietjie die verhaal vertel. Daarin, in 1 Samuel 16, kom die Here by Samuel en hy sê vir Samuel, Samuel, jy het nou genoeg gerou. En terwyl ek dit lees, hoor gou, die Here wil vir iemand sê, jy het nou genoeg gerou. Jy het nou genoeg gerou. Dis nou tyd vir oorwinning. Ek weet nie met wie praat die Here vanmôre nie. Jy het nou genoeg gerou. Dis nou tyd vir oorwinning. Maar die Here kom by Samuel en hy sê vir Samuel, Samuel, jy het nou genoeg gerou oor Saul. Die stad toe en gaan na Isaai se huis toe. En as jy inkom by Isaai, dan dan salf jy die nuwe koning van Israel. En ons ken die verhaal. Hy gaan sit daar en hy uit al die boeties laat verbykom. En daar in vers 16 sê hy vir Isaai, is daar nie dalk nog enetjie nie, want onthou nou, Samuel het hulle voor die kop gekyk, maar God het hulle in die hart gekyk. En nou Samuel sê, daar moet nog een wees, want die Here is nog nie tevrede nie. En Isaai sê, gaan haal gou vir Dawid, 'n 15-jarige rooi kop seentjie met sproete. En toe Dawid in die huis inkom, toe spring Samuel op, hy breek die kruik oop en hy gooi die olie op sy kop en sê, die Here het jou gekies as die nuwe koning, hoor mooi, van Israel. Hy salf hom. Hy is alreeds die koning, op 15 jaar is Dawid die koning, maar hy het nie 'n kroon nie. Sjoe, moenie mis wat ek nou vir jou sê nie. Hy word gesalf as die koning van Israel, maar daar's nog nie 'n kroon op sy kop nie. En as ek die kommentare mooi gaan lees, dan was hy ongeveer 15 jaar, en Dawid het 20 jaar lank gewag, voordat hy die kroon op sy kop kon sit. Hoekom? Here, hoekom gebeur dit so? Jy sien, daar sekere dinge in die lewe wat moet gebeur. Daar moet 'n proses wees. Jy moet gereed gemaak word. En Dawid het vir 20 jaar, was hy in 'n proses, was hy in 'n rypmakingsproses, was hy gereed gemaak, was hy toegerus, sodat hy die kroon kan kry. Hoor gou, hier sit vanmôre gesalfde prinse van die Here, maar die kroon is nog nie op jou kop nie. En hou goeie moed. Die Here is besig om jou voor te berei. Hy's besig om jou toe te rus, sodat wanneer jou kroon op jou kop geplaas kan word, dat jy meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus kan wees. En wat gebeur verder? Nou kom ek vat jou gou so 'n bietjie verder terug. Daar in 1 Samuel 31, ons gaan nou lees, gebeur daar nog 'n interessante ding. Dis so 'n hoofstuk voor ons teks. Daar's oorlog tussen Israel en die Filistyne. Daar was altyd oorlog tussen daai twee. Maar op hierdie spesifieke oorlog het die Filistyne begin om die geveg te wen. Hulle het die oorlog gewen. Hulle het so ver gegaan dat hulle Jonatan, die prins, vermoor het. En hier lees ek iets, dat Saul begin bewe. Hy weet dat die salwing en die gees van God van hom gewyk het, en terwyl die Filistyne so ver aankom, gryp hy sy wapendraer en hy sê vir sy wapendraer, maak my eerder dood, want ek wil nie doodgaan in die hand van 'n Filistyn nie. En die wapendraer sê, sjoe, ek kan dit nie doen nie. As ek die koning doen, as ek my hand aan die gesalfde sit, gaan ek ook die prys daarvoor betaal. En nou Saul, ons ken die verhaal, hy val in sy swaard, en hy pleeg selfmoord. En toe die wapendraer dit sien, toe raak hy bekommerd, en hy sê, sjoe, die mense gaan sê, ek het die koning doodgemaak, en die wapendraer maak hom ook self dood. Maar nou, die volgende oggend, toe die oorlog verby is, en die stof het gaan lê, toe kom die Filistyne terug. Sjoe, ek het dit nog nooit gelees nie. Die Filistyne kom terug na die oorlogsveld toe. Nou kry gou die prentjie. Daar lê seker 'n paar duisend Jode dood. Tussen hulle lê Jonatan en tussen hulle lê Saul. Hulle is dood, hulle is vermoor in die oorlog. En die Filistyne, dit was die gebruik van die tyd, het dan teruggekom en hulle het alles wat die soldate aan hulle gehad het hulle gevat. Die geld en die goud en die wapens, sodat hulle dit kan terugvat na hulle stede toe, want dit is hoe hulle ryker geword het. En hulle kom en hulle steel al die wapens en al die goud en hulle klere, sodat hulle ryker kan word. En hulle kom af op die koning van Israel se liggaam.
koning Saul. En iets baie interessants gebeur. Die Filistyne kap Saul se kop af. Hulle trek sy klere uit en hulle verdeel die klere onder hulle en hulle vat sy swaard en hulle hang sy swaard op in hulle tempel en hulle vat hierdie koplose lijk van Saul en hulle gaan sit hom teen 'n muur vas in die land van die Filistyne. En almal wat daar verby geloop het die koning Saul gespot. Maar iets interessant gebeur. Ek hou van stories, so vergewe my vanmôre. Iets interessant gebeur. Die Jode, Israel, hoor wat het gebeur met hulle koning en hulle gryp die beste manne, die beste soldate en hulle sê, gaan haal die koning se lijk van die muur af. En hier stap die Israeliete en hulle kom en hulle gaan haal die lijk van Saul af van die muur af. Hulle bring hom terug na hulle eie land toe, hulle verbrand die lijk en hulle begrawe die bene. En vir 'n hele paar dae, 7 dae sê die Bybel, het hulle gerou oor hulle koning wat dood is. Maar iets interessant gebeur. Vanaf Saul in die swaard ingeval het, totdat die Filistyne sy lijk op die oorlogsveld gesteel het, kom ons teksgedeelte 2 Samuel hoofstuk 1, en ek wil dit vir jou lees. Dis nou tussen hierdie twee gebeure. Hy sê, en na die dood van Saul, toe Dawid terug was en verslaan was van die Amakiete, het Dawid 2 dae lank in Siklag gebly. Kom daar op die 3de dag 'n man uit die leer van Saul af, met geskeurde klere en grond op sy hoof. En toe hy by Dawid kom, val hy op die grond en buig voor hom neer. En Dawid sê vir hom, waar kom jy vandaan? En hy antwoord hom, ek het ontvlug uit die leer van Israel. En verder sê Dawid vir hom, wat het gebeur? Vertel my tog. En toe antwoord hy, die manskappe het weggevlug en baie van die manskappe het ook geval en gesterwe. Ja, ook Saul en sy seun Jonathan is dood. En Dawid vra die jongman wat die boodskap aan hom gebring het, hoe weet jy dat Saul en sy seun Jonathan dood is? Nou hoor nou mooi. Daarop sê die jongman wat die boodskap gebring het, ek was bygeval op die gebergte van Gilboa en kyk, Saul het op 'n spies geleun terwyl die strydwaans en die perderyders hom agterna gesit het. En hy het agter hom omgekyk en gesien en geroep en gesê, wie is jy? En ek sê, ek is hier. En toe vra hy my, wie is jy? En ek antwoord hom en ek sê, ek is 'n Amalekiet. Daarop sê hy vir my, kom staan tog by my en maak my van kant, omdat ek duiseligheid my bevang het, want my lewe is nog heeltemal in my. En ek het by hom gaan staan en hom van kant gemaak, want ek het geweet dat hy na hierdie val nie sou lewe nie. En ek het en ek het die kroon wat op sy hoof en die armband wat om sy arm was geneem en het hiernatoe gebring. Toe gryp Dawid sy kleer en hy skeer dit en die manne wat by hom was. Nou, wat gebeur hierso? Dawid is in Siklag. Siklag was die hometown van Dawid gewees. Dawid het Siklag gewen in 2 Samuel 27 vers 6. Het hy 'n oorlog gehou teen Siklag en die koning het 'n verdrag met hom gesluit en gesê, moet ons nie doodmaak nie, jy kan hierdie stad vir jouself vat. Dis ook hierdie stad waar al die vrouens en die kinders op 'n stadium weggevoer is en die stad het verbrand. En Dawid kom en hy kom na sy hometown toe. Hoekom? Want Dawid is hartseer oor koning Saul wat dood is. Maar 'n interessante ding gebeur, dat daar kom 'n soldaat en die soldaat is vuil en hy sê vir Dawid, ek kom jou iets vertel dat Saul was nie dood gewees. Hy het selfmoord probeer pleeg, maar hy het dit nie reg gekry nie. En toe ek verbykom, hy was een van die diewe, toe het hy Saul vermoor. Maar hoor mooi, hy vat sy kroon en hy vat sy armband, miskien uit vrees uit, en hy kom na Dawid toe, miskien wou hy dit verkoop het, maar dit is hoe die Here werk, en hy bring die kroon van die dooie koning na die nuwe koning toe. Sjoe, kan ek gou hier stop? As die Here jou wil kroon met oorwinning, hoef jy nie jou kroon te gaan soek nie, selfs die vyande sal jou kroon agter jou kom aandra. Iemand moet hoor. En dit gebeur in hierdie situasie, dat Saul se kroon word gesteel deur die vyand, en hy bring hierdie kroon terug, die armband en die kroon. En weet jy wat gebeur? 2 Samuel 2 vers 4, hy sê daarna, nie
voor dit of tydens dit nie, daarna, waarna, nadat die kroon teruggekom het na die nuwe koning toe, het die Juda gekom en die jong manne het die kroon op Dawid se kop gesit en hulle het hom gekroon as die nuwe koning van Israel. Vir 20 jaar wag Dawid dat die kroon op sy kop geplaas moet word. Vir 20 jaar was hy voorbereid. Vir 20 jaar het hy gedoen wat die Here van hom verwag, maar op 'n dag toe kom sy kroon by hom aan en die manne sit die kroon op die prins se kop en hy word die koning van Israel. Hy het nie die kroon gaan soek nie. Die kroon het na hom toe aangekom en toe hy die kroon op sy kop sit, toe word hy nie net die gesalfde nie, hy word die beste koning van 40 jaar van Israel. En vanmôre het ek gekom met 'n boodskap om te sê, miskien het jy nog nie jou oorwinning gekry nie, miskien het jy nog nie jou genesing gekry nie, miskien het jy nog nie dit gekry wat jy van die Here verwag nie. Daar was 'n profesie oor jou lewe, jy het 'n droom, jy het 'n begeerte, daar's iets wat jy kort kom en jy sê, Here, ek wag al so lank dat die kroon op my kop geplaas moet word. Hoor gou vanmôre, daar's 'n voorbereidingsproses vir die prins sodat die kroon op sy kop geplaas kan word. En vanmôre sit die baie ongekroonde konings en die Here het my gestuur met 'n eenvoudige boodskap, moenie moed verloor nie, moenie ophou bid nie, kyk uit, jou kroon is ook op pad, sê die Here. En toe hulle die kroon op Dawid se kop plaas, toe word hy die koning. Ek wil jy moet daardie idee kry, van daardie rooi kopseentjie, met die sproete op sy gesig, wat eintlik 'n ou skaapwagtertjie was, maar die oomblik toe dat die kroon op sy kop sit, toe kry hy gestalte, toe kry hy so 'n bietjie houding, want hoekom? Want ek is nou die erfgenaam, ek is nou die koning, daar's oorwinning op my kop. En ons moenie laat die duiwel ons krone steel nie. Ons moenie laat die duiwel ons krone by ons vat nie. Jy moet bid en sê, Here, stuur my oorwinning. Here, stuur my krone. Stuur dit wat ek nodig het. Ek wil nie meer 'n ongekroonde koning wees nie. Ek soek die kroon op my kop. Maar daar's 'n proses. Daar moet 'n bietjie tyd verbygaan. Daar moet iets gebeur. Maar Openbaring 3 vers 1 sê, hou vas, sodat niemand jou kroon kan steel nie. Hou vas. Moenie moed opgee nie. Moenie moedeloos raak nie. Ek wonder wat sou gebeur het as Dawid in hierdie 20 jaar gesê het, sorry, ek is klaar. Ek gee nie om nie. Ek is gesalf, ek gee nie om nie. Dit vat te lank. My oorwinning vat te lank. My kroon vat te lank. My genesing vat te lank. My deurbraak kom net te lank. Wat sou gebeur het as Dawid op 'n plek gekom het en gesê, ek soek nie meer die kroon nie. Weet jy wat sou gebeur het? Iemand anders sou die kroon gedra het, maar omdat Dawid vasgestaan het, dat niemand sy kroon gesteel het nie, het hy die koning geword. Hoor gou mooi, niks minder as jou kroon is vandag op die spel nie. Niks minder as jou kroon is vandag op die spel nie. Maar dit gaan kos dat jy moet deurdruk. Dit gaan kos dat jy jou tyd moet afwag. Dit gaan kos dat jy moet wag totdat die Here die kroon vir jou gee. Ek weet ons gaan krone dra in die hemel. Die Bybel praat van die kroon van die ewige lewe daar in Korinthe, Jakobus. Hy praat van die onverwelklike kroon in Petrus en die kroon van geregtigheid in 2 Timoteus en die kroon van blydskap in Tessalonisense en die kroon van heerlikheid in Petrus. Maar hoor gou vir my, ek wil nie wag tot ek in die hemel is om my oorwinning te kry nie. Ek wil nou al reeds my oorwinning hê in Jesus naam. Ek wil nou al reeds die kroon dra. Ek wil nou al reeds oorgaan van 'n prins tot 'n gekroonde koning. Ek het nodig dat die kroon op my kop geplaas moet word. Psalm 21 vers 4 is Dawid aan die woord en hy skryf hierdie verskriklike mooi woorde. Hy sê, op my hoof sit die Here 'n kroon. Op my hoof sit die Here 'n kroon. En ek wil hê jy moet vanmôre, moet jy gou die prentjie kry van jou kroon. Jou kroon is al reeds gereed. Jou kroon is daar in die kluis weggebêre. Hy wag vir die kroningsparade.
Dit wag vir die kroningsparade. En miskien is jy 'n prins wat al jare wag vir jou oorwinning. Jy wag al so lank vir jou deurbraak, vir dit wat jy nodig het. Ek wil hê jy moet vanmôre die prentjie kry, hoe die Here self kom en hoe hy die kroon op jou kop kom sit en sê, goed so goeie en getroue dienaar. Jy was getrou, jy het uitgehou en omdat jy deurgedruk het, gaan die Here jou die kroon gee. Kan ek gou sien, wie wil krone dra? Wie soek oorwinning? Wie soek 'n deurbraak in jou situasie? Hoor gou mooi, dit gaan 'n proses vat, sê die Here vanmôre. Ek lees 'n mooi ding in die Bybel. In 2 Samuel 12 vers 30 kom Dawid by 'n stad met die naam van Rabba. En hy verslaan die stad. Weet jy wat doen hy? Hy gaan na die paleis toe, hy gaan haal die koning, hy maak die koning dood en hy vat die koning se kroon en hy sit hom op sy kop. So 'n paar maande daarna kom hy by 'n stad met die naam van Mikla. En hy gaan in en hy maak die koning dood en hy vat die koning se kroon en hy sit hom op sy kop. As jy eers jou kroon het, dan gaan die Here begin om al hoe meer krone vir jou te gee. Dan gee hy vir jou meer krone. As hy sien jy was bereid om te wag totdat hy op die regte tyd vir jou die kroon gee, dan sê hy, omdat jy gereed was, omdat jy gewag het, gaan ek jou nog krone gee. Ek gaan jou nog krone gee. Hoekom? He saved the best wine for last. He saved the best wine for last. En die Here wil hê iemand moet vanmôre hoor dat as jy gekroon is een kroon nie genoeg nie. Hy gaan nog gee. Hy gaan nog oorwinnings gee. Hy gaan nog deurbrake gee. Dink jy Prins Charles het net een kroon? Hy het een vir elke geleentheid. Ek lees iets baie interessant. Ek koop gister 5 kg suiker en toe ek hom so optel, toe sê ek, "Sjoe, dis swaar." Nou wat dink jy het koning Dawid se kroon geweeg? 28 kg suiwer goud. 28 kilogram suiwer goud. Here, ek gee nie vir jou 'n plastiek kroon nie, my kind. Ek gee nie vir jou 'n afgewaterde tiaretjie wat op jou kop sit nie. Ek gee vir Dawid 'n kroon van 1 talent goud, 28 kilogram goud. Sanchen, en hy het 'n rubyn en 'n diamant voorop gehad. Jy kan dit in Samuel gaan lees. Net die beste vir die koning se kind. Ek weet nie waarmee sukkel jy nie. Ek weet nie wat is jou oorwinning, waar kort jy iets nie. Die Here sê, hou net moed. Die kroon is alreeds op pad na die kroonprins toe. Al wat jy vanmôre moet doen is om te wag. Jy moet wag. Jy moet wag en ek gaan vir 3 weke lank met jou praat oor die kroon. Sjoe, want die Here het iets in my hart gesit. Ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat oor wag en volgende week gaan ek met jou praat oor die diewe van die kroon. Daar's diewe. Hallo? Daar's diewe wat krone steel, so moet dit nie mis nie. Maar ek wil jou nog 'n voorbeeld gee. Ek wil jou nog 'n voorbeeld gee, dat die kroningsparade vat partykeer so 'n bietjie tyd. Kan ek gou sien, wie wag vir sy kroon? Ek wag vir my kroon. Ek lees van 'n besonderse vrou, en dit was nog altyd vir my 'n mooi boek in die Bybel, van Ester. Ester het nie ingestap en haar kroon gekry nie. Ek lees 'n interessante ding, dat die koning Ahasveros, vreeslike naam, het 'n partytjie gehou, en toe hy nou 'n lekker partytjie hou, toe roep hy sy koningin Vasti en hy sê vir haar, jy moet bietjie vir ons dans en jou mooiheid wys, en sy sê ek gaan nie. En die koning word so kwaad, dat hy die kroon van haar kop afhaal en haar ontkroon. En nou ken jy die verhaal, die koning sê daar moet 'n klomp meisies uit die stad uit nader kom, en hulle moet hoor mooi, deur 'n reinigingsproses gaan, sodat hy een kan kies. En Mordegai spring op, hy het 'n dogtertjie wat hy oorvoog, en hy sê vir Ester, kom, ons gaan jou inkry, en sy sê, dis onmoontlik, ek is 'n Jood, hulle is in ballingskap in 'n vreemde land. Jy moet hoor, as die Here jou wil kroon, maak dit nie saak waar jy is nie. Kerk het gemis wat ek sê. Ester en Mordegai kom van Israel, hulle is in ballingskap in 'n vreemde land en God kroon haar. En hoor gou, jou plek, jou status, dit waar jy is, maak nie van jou 'n koning nie. Wanneer die koning van die konings die krone afstuur, dan maak dit jou 'n koning. Maar ek leer 'n besonderse ding in Ester. Ester word ingedruk. Ester word deel van hierdie klomp meisies, en die Bybel sê dat hulle vir 6 maande met olie en mirre behandel is. En daarna
vir 6 maande met balsemolie behandel is. En toe het hulle vir 6 maande in 'n dieet gegaan. Ek bedoel, as ek 6 maande dieet, is daar niks van my oor nie. En nadat hulle al hierdie dinge gedoen het, toe stuur hulle vir Ester voor die koning, en toe kom daar 'n kortlys. En toe gaan hulle weer terug, en hulle is weer deur 'n voorbereidingsproses, en hulle kom weer voor die koning, en daar's weer 'n kortlys. En later toe sê die koning, ek soek hierdie enetjie, ek soek vir Ester. En hoor gou wat lees ek in Ester 1 vers 11, en Ester was gekroon met 'n koninklike kroon. Sy het nie net ingestap en haar kroon gevat nie, sy het 'n voorbereidingsproses gehad om haar kroon te kry. Ester 2 vers 17 sê, dat die kroon van die koning was op haar kop geplaas. Weet jy van jou nie? Jy kan nie net jou kroon gaan vat nie, wanneer jy wag en jouself gereed kry, dan kry jy die beste. 28 kilogram goud. Kan ek jou nog 'n voorbeeld gee? Onthou jy vir Mordegai? Mordegai het seker by homself gedink, as die dogtertjie wat ek voog koning ging word, dan gee dit my outomaties blou bloedstatus. Ek het daarom iemand in high places. Ek het iemand wat ek ken in die paleis, maar dit het nie so gewerk nie. Ja, Ester word koning en Mordegai het 'n verskriklike pad geloop. Ek lees dat ou Mordegai het 'n man gehad wat nogal jaloers was op hom, Haman. En Haman was so jaloers gewees op Mordegai, dat hy na die koning toe gaan en gesê het, ek wil 'n nuwe wet insit, dat almal moet voor die koning buig. En Mordegai sê, ek gaan nie. En die dag toe die wet geproklameer word, het Mordegai regop gestaan en gesê, ek sal nie my knie buig voor 'n vreemde God nie. En Haman gryp vir Mordegai en hy wil hom vermoor, en hy sit hom iewers in 'n tronk, en Ester hoor daarvan. En met Ester se kroon op haar kop gaan sy na die koning toe en sê vir die koning, onthou jy 'n paar jaar terug, wou mense jou vermoor, weet jy wie jou lewe gered? En die koning sê, wie? Sy sê, my oom, Mordegai. En hy roep vir Haman en hy sê vir Haman, gaan kry die beste koninklike perd. Hoor gou mooi, gaan kry 'n kleed wat ek self gedra het. Dis nie 'n nuwe kleed nie, dis 'n koninklike kleed. En dan trek jy dit vir die man aan. En voor die perd se kop moet 'n bordjie kom wat sê, hierdie is die koning se perd. En dan loop jy, Haman, jy wat Mordegai wou doodmaak, loop vooruit en dan roep jy, hierdie man wil die koning aan eer bewys. En jy ken die verhaal, die koning maak vir Haman dood. En hoor gou wat lees ek in Ester 8:15. En Mordegai het van die koning af weggegaan in 'n koninklike kleed, van blou en wit linne, en met 'n groot goue kroon op sy kop. Mordegai het nie ingekom nie, hy het nie 'n voet in die deur gehad nie, hy het nie iemand wat vir hom goeie woordjies gedoen het nie, hy moes die pad gestap het, hy moes deur die moeilike dinge gegaan, hy het in die tronk beland, hy het mense gehad wat hom wou vermoor het, maar toe hy vashou en deurdruk, toe word hy gekroon, nie net met sommer 'n kroon nie, met die koning se eie kroon, en die koning se mantel. Wanneer jy te haastig is, dan kry jy Lucky Packet kroons. Lucky Packet kroons. Hulle beteken niks. Maar wanneer jy deurdruk, dan kry jy die koning se kroon. 28 kilogram goud. Don't settle for less. Kan ek jou nog 'n voorbeeld gee? Ons is nou hier. Daar was 'n koning in Israel met die naam van Joas. Wie ken sy geskiedenis? Joas, J-O-A-S. Interessant. Joas was die 8ste koning van Israel gewees, en hy het net soos Dawid vir 40 jaar geregeer as die koning van Israel. Baie interessant, dat sy oupa se oupa se oupa se oupa was Dawid gewees. Sy pa was Ahasia. En dit het Joas outomaties die volgende koning gemaak, dat as sy pa doodgaan. Maar 'n interessante ding gebeur. Die Bybel is wonderlik, lees hom asseblief. Lees hom. Koning Joas
is net gebore en sy ma sterf. En toe sy ma sterf, toe gaan sy pa dood. En koning Joas moet die koning word. Dit is sy reg. Hy is bestem daarvoor. Hoor gou, hy is gebore om koning te wees. Maar hy het 'n ouma gehad. 'n Ouma met 'n verskriklike naam, ek gaan dit nie eens probeer uitspreek nie. Die ouma was slinks, en sy wil die koning word. En sy gaan en sy maak al Joas se boeties dood. Sjoe, wie het so 'n ouma? Sy maak al sy boeties dood. En Joas se sussie gryp vir Joas en met 'n pap babietjie hardloop sy na die tempel toe en vir 7 jaar steek sy vir Joas weg in die tempel. Sjoe, en toe hy 7 word, toe is die ouma nie meer so lekker fliksem rond hardloop nie. En die volk sê, ons kort 'n koning. En die priester sê, ek onthou 7 jaar terug, het 'n babietjie by my tempel ingekom. Hy's die kroonprins. En 'n 7-jarige seentjie kry 'n 28 kg kroon op sy kop. Hy was wees. Hy was agterna gesit. Hoor gou, ek weet jy gaan deur groot dinge, maar het jou ouma jou al probeer vermoor? Sy ma's dood, sy pa's dood, sy ouma wil hom vermoor, sy ou sussie steek hom weg, en hy word groot tussen vreemdelinge, wees, afgeskeep, hy het niks, ek glo nie eens hy het geweet hy is die koning nie. Maar daar kom 'n dag toe die Here sê, dis tyd, hy het lank genoeg gesukkel, Diane, ek het lank genoeg gesukkel, prys die Here, en hy sit die kroon op 'n 7-jarige seentjie se kop, en hy word vir 40 jaar koning. Ek weet nie van jou nie, ek is moeg om te sukkel, ek is moeg vir lucky packets, ek soek die ware Jakob. Maar daar's 'n proses, en vanmôre wil ek jou net hoop gee, ek wil jou net moed gee, dat moenie ophou nie, die Here is nog steeds in beheer, hy het alreeds die kroon gestuur na jou toe. Stanley, die kroon is op pad, hoor gou, kroonprinse beklei nie vir 'n kroon nie. Ons het leiwagte en soldate en amptenare wat vir ons beklei. Ek het iemand in die hemel, 'n hoofpriester wat vir my intree, Linda. Hulle is besig om daai kroon te skoon te maak en die diamante te poets. Daar kom 'n kroon en dit moet op jou kop gesit word, sê die Here. My laaste voorbeeld. Verstaan jy dat dit 'n proses? My laaste voorbeeld, ons eie Jesus Christus. Ek lees Filippense dat hy dit nie roof geag het om die hemel te los met al sy mag en sy pragt en sy praal. En ek dink Jesus het die mooiste kroon. En hy los dit en hy kom word dienskneg. Hy word gebore in 'n stal. Hy ry op die rug van 'n donkie. Daar's geen pragt en praal waar hy is nie. Hy moet met Judas deel wat hom wil doodmaak en met Herodes en met die soldate. Hy moet tot met die duiwel. Hoor gou mooi. Dis nie om te sê omdat jy die kroonprins is dat die duiwel bang is vir jou nie. Hallo? Tot die duiwel is agter Jesus se lewe aan. Hy word verag. Hy word geslaan, sy klere word verdeel, hy word op 'n kruishout gesit wat vervloeking was in daardie tyd. En Matteus 27:29 sê, en hulle, wie's hulle? Die vyand, die wat hom wou doodmaak, die wat hom gekruisig het, en hulle het 'n kroon van dorings gevleg en het op Jesus se kop gesit, want daar was 'n bordjie wat gesê dat hierdie is die seun van God. Hy's die koning van die Jode en Jesus het 'n proses geloop totdat hy die kroon op sy kop gehad het. Jy sê dalk vanmôre, ek wil nie 'n doringkroon hê nie. Dit is as gevolg van die doringkroon dat ek en jy vanmôre kan lewe en lewe in oorvloed kan hê. Die beste kroon was die doringkroon en omdat Jesus deurgedruk het, omdat Jesus sy Vader se wil gedoen het, omdat hy gesê het nie my wil nie, Here, maar U wil, Vader, kom die kroon op die Jesus se kop. En as Dawid 20 jaar moet wag en Esther was bevoorreg, sy het net so 18 maande gewag. Joas hier 7 jaar, Mordegai dalk 'n paar maande en Jesus om en by 40 jaar. Wie's ek
om dan nie bereid te wees om net so bietjie te wag vir my oorwinning nie. Ek weet jy's moedeloos vanmôre. Ek weet jy's siek en sat. Jou probleme raak nie klaar nie en jou kroon is op pad. Hansa, voel gou. Jou kroon is op pad. Tannie Mary, 28 kilogram. Ons sal tannie moet sterk kry, daai nek sal moet regop bly. 28 kilogram. Don't settle for less. Jou oorwinning is op pad. Kom ons sluit ons oë. As jy vanmôre hier sit en jy voel soos 'n ongekroonde koning. Jy voel soos die gesalfde prins en jy kyk in die spieël en sê, Here, hier kort iets. Here, ek soek oorwinning. Here, ek soek my kroon. Here, ek soek deurbrake. Here, ek soek net iets. Ek soek antwoorde. Ek soek profeseë wat in werklikheid kom. Ek soek drome wat waar word. Steek gou jou hand saam met my op. Reg oor hierdie gehoor is ongekroonde konings. Ek wil jy moet hoor my woordkeuse. Jy's 'n koning, want ons is royal priest. Ons kom uit die best stam. Maar daar's nie 'n kroon vanmôre op jou kop nie. En Here, ek wil vanmôre kom bid dat U ons trou sal hou tot ons krone sal kom. Here, ek wil bid, Here, help my om geduldig te wag. Here, help my om deursettingsvermoë te kry. Help my om lankmoedig te wees, om ook hierdie pad wat ek moet loop, soos Dawid en Joas en al hierdie groot manne, help my, Here, om dit te kan doen, totdat my kroon self by my uitkom. Here, ek is moeg om krone te gaan soek. Ek is moeg vir lucky packet plastic krone wat niks werd is nie. Ek soek die beste. En Here, dankie, dat ek weet my kroon is op pad. Here, dankie dat my vyande my kroon besig is om nader te bring. En ek loof U, maar ek wil bid, Here, vir ons ongekroonde konings. En ons ongekroonde koninginge. Here, stuur ons krone gou, dat ons nie moedeloos raak nie. Here, bring vir ons die oorwinning. Bring vir ons die deurbraak. Bring vir ons die mag en die autoriteit en die roem wat ons nodig het om te kan doen wat ons doen. Here, daar's plek gemaak. Here, my kop is gereed. My lewe is gereed. En ek vra dit in die naam van Jesus. Stuur my kroon op die regte tyd en leer my om te wag totdat my kroon by my sal uitkom. Amen en amen.